Goeiemôre julle, dit is 'n heerlike donderdag. Lekker om saam met julle te wees. Welkom vir Kathy en vir Elsabie, Elmarie julle, Veronica. Lekker om saam met julle te kuier vanoggend. Michelle, welkom vir jou. En dis heerlik om op so 'n donderdag by mekaar te wees. Ek het vir oomblik gewonder, is dit regtig donderdag? Maar dit is donderdag. Hierdie week is al ook amper verby. En Koos, Jolandi, lekker om julle te sien. Welkom. Ek sien in my tema vanoggend skryf ek reageer om sy waarheid. Dit moet eintlik wees reageer op sy waarheid. So daar het ek 'n bietjie 'n tikfout gemaak. So ignoreer asseblief vanoggend se tema. Dit is nie daai ene nie. Maar dit is heerlik om so saam met elkeen te kuier. Liana wat bygekom het, die van julle wat gewonder het wie Liana is, maar sy is deel van ons personeel by die kerk en dis haar tweede laaste dag vandag saam met ons en dan ja, so Liana, ons om jou ook hier te sien, Alexa, Jeffrey, lekker om vir julle ook hier te sien, welkom aan elke liewe enetjie vanoggend. Julle ons is besig om te praat al die laaste paar weke om hoe om God te beleef en ons het al 'n hele klomp goed al vir mekaar gesê en een van die goed wat ons mekaar gesê het is dat 'n liefdesverhouding so belangrik is tussen ons en God. As ons sy stem wil hoor en as ons sy leiding wil hê, is daai die primêre fokus. Nommer 1 is verhouding. Ons het nodig om verhouding te hê. En toe is ons net gesels oor 'n klomp goed wat ons beleef het en hoe God homself openbaar en ons het gekyk na Moses en ons het gekyk na 'n klomp van die figure in die Bybel wat vir ons 'n baie mooi aanduiding gee oor 'n tipe van 'n patroon wat mens kon raak sien. So ons het daar gepraat en vanoggend en gisteroggend het ons spesifiek gesels bietjie hoe lyk dit in die woord? Hoe beleef ons God in die woord? Nou vanoggend kan mens 'n klomp metodes aanhaal en sê miskien kan mens dit doen of miskien kan mens dit doen, maar ek wil saam met julle net my storie ook deel en hoe ek God beleef het in die woord en wat vir my gewerk het en hopelik kan so iets dalk vir jou ook werk. Nou, hierdie was 'n goeie eerste jaar vir my gewees. Ek wil nie my ouderdom weggee nie, maar dit is 2007, dus ek eerste jaar teologie student by Tikkies. En dit gebeur toe so dat ons op 'n eerstejaarskamp gaan en ons het oomblik van stilte en hoe baie julle, ek weet nie hoe baie julle my so goed ken nie, maar ek is nie ou van stilte nie. Liana sal vir julle sê, gewoonlik as ek by die kerk aankom, dan maak ek 'n klomp geraas. Ek hou van geraas, ek hou nie van stilte nie, maar ek weet ook dit is belangrik, so hoor my daarin ook. En so het ons 'n paar minute, vir my soos ure gevoel, van stilte waar ons net God se stem moes gaan hoor en ons moes in die veld gaan sit het en ons moet net stil geraak het. Nou daai tyd het ek maar gesit en ek het weer goed gevra wat op my hart was en een van die goed wat op my hart was gewees, maar moet ek regtig teologie swat? Moet ek in hierdie rigting wees? Want ons genoeg tyd om nog te verander, maar moet ek hier wees? En so het ek my Bybel gevat en ek het heeltyd rondgeblaai en gesê, okay, moet ek nou hier, moet ek nou daar en niks gehoor nie, niks beleef nie, niks beleef nie. En toe raak het my te stil en ek het lanklaas mense gesien en ek beweeg toe na ons bungalow toe, na my bed toe en ek dink toe ek gaan nou verder daar gaan stil wees op my bed. En op pad na my kamer toe kom een van my vriendinne verby en nou mag sy met mekaar praat nie, of net soos mekaar acknowledge verby stap en sy gee toe vir my 'n briefie in my hand. En toe ek nou in die kamer kom en ek maak hierdie briefie oop, toe wonder ek net wat in hierdie briefie staan. Sy sê toe vir my, François, dit skryf sy nou in die briefie, sy weet jy hoekom nie, maar toe sy hierdie gedeelte gelees het, toe dink sy net aan my. En die gedeelte was Psalm 32 vers 8, wat sê die Here sê, ek sal jou onderrig en die pad wys waarop jy moet gaan, en ek sal vir jou raad gee en my oog sal op jou wees. En vir my was hierdie gedeelte 'n stuk waarheid wat God aan my geopenbaar het. Nou, julle kan dit miskien lees en anders interpreteer vanoggend, en ek dink self die vriendin wat dit vir my gegee het, sou dit anders interpreteer. Sy sou gesê, dit is net 'n gedeelte, sy weet nie hoekom sy aan my gedink het nie, maar het het op haar hart gedruk. Maar vir my het God homself 'n stuk waarheid aan geopenbaar in hierdie gedeelte.
sê ek wil jou onderrig en ek wil vir die pad wys waarop jy moet gaan. En ek sal vir jou raad gee en ek sal my oog oor jou wees. En dit was die ding wat op my hart geleef het in daai oomblik wat ek die Bybel probeer oopmaak het en rondblaai het en goed gesien het wat ek net nie kon beleef het. Maar God gebruik toe iemand en bring vir my die woord wat in daai oomblik net vir my so baie beteken. En dit het gemaak dat ek toe verder swat, teologie klaarmaak ja, in die bediening is en vandag is ek nog nie eendag spyt en ek kyk nie eendag terug om te sê ek moes 'n beter besluit gemaak het nie. Vandag kan ek sê dat ek 'n ongelooflike bevoorregte mens is, mag ek dit so sê. Dit voel of ek spoggerig is, maar ek baie nederig daaroor, maar ek is so gelukkig waar ek is en om dit saam met Inel te doen, om in die bediening te wees, is 'n absolute voorreg. En die Here gebruik ons verskriklik baie. En baie keer staan ek en Inel terug en sê, maar dit was nie ons, dit is die Here wat deur ons gewerk het en ons gee vir hom erkenning vir alles wat ons al in ons lewe gedoen het. En gee vir hom die erkenning daarvoor. Nou intussen tyd het my Bybel lees en my stilte tyd en die manier hoe ek God soek in die woord ook verander. Ek is nie meer die tiener of die jong ou wat die Bybel deurblaai en sê, Here, asseblief gee vir my teks vanoggend. En dan maak jy by Esegiel oop en dan staan ons daar gekners van tande en die bene wat gebreek het en daar was droë bene en dit maak nie vir jou sin nie. Maar daar's stukkies wat jy deurwerk. En ek wil vanoggend sommer net iets persoonlik deel dan met julle. So min of meer lyk baie van my stilte tye lyk min of meer so. So ek lees 'n gedeelte. Ek haal vir julle 'n ou gedeelte en jy sal sien hierdie was 2019 gewees, 23 Oktober. Lees jy goed deur en jy vra vir die Here, wat is die waarheid wat ek hier moet leer? En jy skryf jou neer wat die waarheid is. In hierdie spesifieke gedeelte het ek gesê ek het nodig om my gedagtes te verander. En dan het ek seker gevolgtrekkings gemaak. Wat beteken dit wanneer my gedagtes verander? En ek het hieroor gedink. En die ding is, jy kan dit neerskryf, maar as jy dit net daar los, dan los jy dit daar. Ek het net nodig om te reageer en daarom die tema. Ons het nodig om te reageer op sy waarheid. Wanneer ons iets in die woord lees en ons sien dat dit die waarheid in my lewe is en dit spreek aan tot my, dan moet ek kan reageer op. So daar vir Psalm 32 het ek gevoel is die waarheid vir my en ek het nodig om te reageer op. Daarom het ek aangehou swat. Daarom het ek ek wil nie sê deurgedruk nie, maar ek het aangehou om vorentoe te beweeg in die rigting wat ek op daai stadium gedink het goed is, wat die Here op my hart gedruk het. En in hierdie gedeelte spesifiek rondom my gedagtes wat verander moes word, het ek nodig gehad om net weet as in die waarheid is wanneer ek my gedagtes verander my woorde, verander my gedrag, verander my omgewing, dan verander my wêreld. En wat 2019 tot nou toe gebeur het, is ongelooflik wanneer ons net daai uitkyk verander. En ek wil jou aanmoedig, wanneer ons stilte tyd hou, vat 'n pen, vat 'n papier, skryf jy die waarheid neer. Skryf jy neer wat op daai oomblik vir jou, wat met jou resoneer. Toets dit in die skrif, probeer uitvind wat daai skrifgedeelte is. En dan reageer jy daarop. Miskien beteken dat jy iemand moet vergewe. Miskien beteken dit dat jy moet stil wees en net die vrede beleef. Miskien beteken dit vir jou dat jy oor niks bekommerd moet wees nie. En ek wil jou aanspoor om daarop te reageer. Te reageer wanneer ons die waarheid hoor. So hier is my stukkie wat ek vanoggend sommer met julle gedeel het en ek hoop dit beteken vir julle baie. Dit is vir my sommer 'n oomblik van vulnerability om sommer net so voor julle my binnekamer goed te deel, maar ek weet ook dat iemand dit vanoggend moet hoor. Dat ons baie keer wonder hoe hoor mense verskillende goed uit die woord uit. En hierdie is my manier. En ek sê weer vir julle vanoggend dat metodes verander, metodes verskil, maar weet dat God se waarheid in die woord vasgevang is. En ons het nodig om dit te ontdek en ons het nodig om dit in ons eie lewe van toepassing te maak en dan dit ook uit te leef. Mag jy vanoggend, wanneer jy stilte tyd hou, ergens deur vandag of vanaand, ek weet nie wanneer doen jy dit nie, maar ek bid dat die verborgenheid van God vir jou oopgebreek sal word. Dat die Heilige Gees vir jou sal openbaar wat jy moet hoor by God. Dat jy sy stem sal hoor, dat jy sy waarheid sal hoor en dit van toepassing sal maak op jou lewe.
mag jy ook vrede daarin vind en bemoediging vind en energie sal vind binne in dit. Wees geseënd, weet jy's geliefd, weet jy's begenadigd en weet vanoggend dat jy God se kind is. Vrede vir jou, ons sien julle weer môreoggend. Lekker dag.